Hallo, ek is Marinda en hierdie is 'n proefloopie om al hierdie getuienisse wat ek vir jare en jare al neergeskryf het in my dagboeke met julle te deel. Nou vir baie mense gaan dit nie vreeslik baie betekenis hê as ek vertel van hoe swaar ons gekry het met tye, maar hoe dit elke keer 'n uitkoms was. So ek gaan nou, dis vandag die 4de November, jaar 2025. Nou hierdie getuienisse gaan terug al in 1992, wat ek begin neerskryf het. Ek het 'n skrif gekry daar in Jesaja wat geskryf staan, alles wat ek met jou praat, moet jy in 'n boekrol skryf. Nou jete, al my dagboeke het omtrent nou teen hierdie tyd al in 'n boekrol ontaard. So ek gaan hierdie eerste een in 1992 van R.B. Gorge. Ek gaan hierso lees van hierdie aantekeninge of wat ek neergeskryf het, dan weet ons dit is die waarheid. Want dit was neergeskryf terwyl my geheue vars was. Ek het buite in die tuin gestaan in my afsonderingshoekie tussen die rose. Daar het 'n groot storm opgesteek. Die lug was sommer so swart, blou. En ek het my hande opgesteek na die hemel toe en ek het gebid vir die Here vir beskerming. En ek onthou daar in Egipte, toe die dood deur Egipte sou kom met die plaag, het hulle mos 'n lam geslag in opdrag van die Here en die bloed aangewend oor die deurkosyne. Nou ons kan nie meer regtig fisies 'n lam slag in die bloed nie, maar volgens die Bybel of volgens die woord was Jesus die lam wat vir ons geslag was. So ek het toe na my hande opgehef en gesê, ek gaan hierso lees, dat ek die bloed van Jesus so aanwend reg om ons grenslyne as beskerming, deurposte. En toe die groot druppels begin te neerplof, ek gaan hierso lees, die eerste druppels het begin neerplof, die storm was geweldig, die blitse en dreunings het aan mekaar geflits en die wind het gehuil om die hoeke van die huis. Dit was 'n ernstige storm, maar dit was net so gou verby as wat dit begin het. Ons het dadelik gaan ondersoek instel en daar was geen skade nie. Geen skade nie. Selfs my hangmandjie, ek het so 'n pot, ek hou van blomme en plante, en ek het so 'n hangmandjie gehad op die stoep, en selfs daai hangmandjie het net daar gehang sonder om af te val of te breek. En ek kan onthou selfs die spinnerak met jou groot spinnekop wat daar in die hoek gesit het op die stoep. Het was nog alles asof niks gebeur het nie. En as dit nie was dat ons daar verskriklike wind en storm en reën en donderweer gehoor het nie, dan het ek nie kon agterkom aan wat om my aangaan op die stoep en om die huis, daar enigstens 'n storm was, behalwe dat dit nat is. Goed, ek gaan nou verder lees. Wat ek gou lees, hierdie is 'n proefneming, so jy 'n bietjie geduld hê met my. Hierdie was in R.B. Gorge gewees in 92. Die volgende dag het ons werklik eers besef wat gebeur het en tot watter groot mate die Here ons beskerm het. En in die oggend het ons gewoonlik van die plaas af, van die plaas waar ons gebly het, gery na die tweede plaas van daar af, om die kinders te vat tot by Tannie, nou kan ek nie Tannie se naam onthou nie, Tannie Sarah, en dan het ons die kinders daar gaan aflaai, want sy dan deur die Gorge gery tot by R.B. poskantoor, en daar die skoolbus die kinders opgelaai. Nou toe ons die oggend nou uitry, so wat omtrent 500 meter van die plaashuis af, het die pad so begin kronkel deur 'n populierbos. En so ver as wat ons gery het, was daar tekens van
gebreekte takke en selfs bome wat omgeval het. Tot so 'n mate dat ons nie kon verder ry nie. So ons het daardie dag met die bure gesels, die foon het nog gewerk en daar was groot bome ontwortel en die sinkplate was orals op die bure se plaas orals rondgewaai en selfs in die 300 meter ver in die veld, sien ek hier het ek geskryf, was die krale en sinke van die buitegeboue en goed op die bure se plaas het in die suikerrietlande gelê, skeef en verwronge deur die storm se krag. En selfs die pad deur die kloof was vir 2 dae gesluit, want mense kon nie deurgaan nie, so verskriklik geweldig was daai storm. En waar ons op die plaas gebly het, was die plaas het gegrens aan die gorge self. En van daai hele omgewing, so ver as wat 'n mens kon hoor van al die bure, was ons plaas die enigste een wat nie skade gehad het nie. En al wat ek kan dink, is dat dit die beskerming van die Here was, dat dit gebed was, dat wat ons lees van die bloed van Jesus, die lam wat ons beskerm het teen die dood, letterlik hier werksaam was. So ja, dis my eerste getuienis wat ek met julle deel, en as jy daarvan hou, laat weet my, en hier's nog baie wat ek graag wil vertel.